Aan al ons kykers en luisteraars wat inskakel by vandag se opname, weer eens ook 'n baie welkom aan elkeen van julle. Dis ons gebed dat dit vir julle net so 'n geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo en bid dit vir elkeen van ons hier dan ook in die banke sal wees. Kom ons sit net so en dan raak ons stil in die Here se teenwoordigheid. Liefdevolle Hemelse Vader, ons prys U vir die grootheid, die almagtigheid, die alomteenwoordigheid, U versorging, U beskerming, U daaglikse leiding. Here, dit is vir ons 'n voorreg om hier te kan wees. Ek glo met my hele hart dat niemand vanoggend hier sit om dit te voel hulle moet hier wees nie, maar omdat hulle hier wil wees. Die begeerte het om my stem te kom luister, die woord oop te maak en die inhoud daarvan in te neem. Maar ons bid vir die teenwoordigheid, Here, dat U ons van kop tot toon met U Gees sal vervul, want ons weet, die skrif sê dit vir ons so mooi, dis U Gees wat ons warm maak aan die binnekant. Dis U Gees wat ons vir U as Vader laat ervaar. Daarom bid ons dat hierdie 'n geseënde geleentheid sal wees vir almal, nie net hier in die banke nie, maar ook vir hulle by die huis. Amen. Soos reeds genoem, begin ons vandag vir 3 Sondae kyk na die oorlog wat plaasgevind het tussen Israel en Amalekiete, en as teksgedeelte wil ek julle graag uitnooi om saam met my die Bybels oop te maak by Eksodus hoofstuk 17. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 8. In my Bybel is dit op bladsy 59, maar ek weet Bybels verskil. Net so rowweg 'n aanduiding. Eksodus 17 vanaf vers 8. Opskrif: Oorlog teen Amalek. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het Moses vir Josua gesê: Kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand. Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het, en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste, en wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Josua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê: Skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Josua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: Die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê: Dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Net tot sover ons teksgedeelte dan van vandag. So rukkie gelede het ek op 'n video afgekom op sosiale media, is 'n National Geographic video van David Attenborough, wat handel oor 20 hyenas, 'n trop hyenas, wat 'n ou leeu mannetjie aanval. Ek sal tydens die kollekte, opneem van die kollekte, sal ons vir julle die video saggies speel, dan kan julle self sien waarvan ek nou gaan praat. Nou wat interessant is, hierdie hyenas weet dat as die leeu hulle moet byt,
sal hulle sneuwel. Hulle sal dit nie maak nie. Maar terselfdertyd wil hulle hierdie leeumannetjie aanval en hulle wil hom onderkry, hulle wil hom doodmaak. So die metode wat hulle volg is, die meeste van hulle is aan sy voorkant en hulle trek sy aandag af. Terwyl 1 of 2 of 3 die hele tyd van agteraf kom, terwyl sy aandag by die hyenas aan die voorkant is al so 2 of 3 wat van agteraf die hele tyd kom, en dan hom skelm aan die agterlyf byt, en skelm aan die agterpote byt. Want, as hulle dit kan regkry, dat sy agterpote en sy agterlyf begin ingee, en hy finaal moet gaan bly sit, dan sy 'n maklike prooi vir hulle om dan dood te maak. Soos wat hierdie video nou verloop, sien 'n mens die hele tyd hoe hy desperaat, hierdie ou leeumannetjie desperaat homself probeer verdedig. Jy kan sien hoe raak hy al hoe moer, hoe begin hy al hoe meer sukkel. Jy kan sien hoe die hyenas die hele tyd skelm van agteraf kom en hom meer en meer aan die agterbene byt. Jy kan sien hoe hy begin al hoe meer sukkel, hy moet al hoe meer gaan sit, sy agterlyf, sy agterbene begin al hoe meer bewe, hy begin al hoe meer sukkel. En tussendeur hierdie hele selfverdediging proses wat so bly voortgaan, roep hy die hele tyd vir hulp. Jy kan hoor hoe roep hy, hoe brul hy. Iemand iets wat hom moet kom help. En net sodra jy begin dink, hierdie leeumannetjie, ou leeumannetjie gaan dit nie maak nie. Dan uit die bloute uit verskyn daar 'n jong leeumannetjie op die toneel. En met eens verander die omstandighede. Met eens moet daai 20 hyenas hardloop dat dit bars, want nou is hulle in die moeilikheid. En die wonderlike van die video op die ou einde is om te sien hoe hierdie jong leeumannetjie op die toneel verskyn, en in die proses die heelwat ouer leeumannetjie, wat definitief daar sou sterf, sy lewe red. En is met daardie beeld, wat ek wil hê, in die video wat ons later gaan kyk, wat ek graag wil hê ons vir die volgende 3 sondae in ons agterkop in hierdie reeks moet ingaan. Beeld wat ons saam met ons moet dra. Ek beskou Eksodus 7 tot Eksodus 17 as sekerlik 'n deel in die Bybel wat vir my seker die mees opwindendste, maar ook die hartseerste deel in die hele Bybel is. Opwindend, want as 'n mens deur hierdie hoofstukke lees, van Eksodus deur tot Eksodus 17, sien 'n mens die een Godsopenbaring na die volgende na vore kom. Die een gebeurtenis na die ander, waar die Here van die hemel en die aarde homself nie net openbaar aan teenoor die Israeliete se vyande nie, maar elke keer sien Israel, die volk wat God self uitverkies het, sien ook hierdie almagtige alomteenwoordigheid van Jahwe. En dit was wat dit so besonders maak, wat hierdie klompie hoofstukke in Eksodus, in die Ou Testament, so besonders maak, is hierdie konstante gebeure, hierdie konstante magsvertoning van die Here wat na vore kom. Dit begin in hoofstuk 7, waar ons lees hoe ek is vir Moses en Aaron 'n verskeidenheid van wonders, 'n verskeidenheid van tekens gegee het, wat hulle moet gaan verrig in Egipte voor die Farao, sodat die Farao en die res van die Egiptiese regering kan sien, maar wie is die God wat vir Moses en Aaron gestuur het? Daarna word dit opgevolg in hoofstukke 7 tot 12 met die 10 plaae, wat een na die ander die Egiptenaars tref. Die Israeliete staan in die buitekant, hulle gebiede word nie deur hierdie plaag getref nie, maar hulle staan as toeskouers aan die buitekant en sien hoe hierdie plaag een vir een na die ander, die Egiptenare tref en skade veroorsaak. Daarna in hoofstuk 14 lees ons hoe die Israeliete by die Rooi See aankom en terugkyk en dan besef hulle, maar hulle is vasgekeer, want hulle sien die geglinster van die Egiptiese leermag al hoe nader kom, en hulle kan nie veg nie, of vlug nie, want hulle die see agter hulle, en hulle die leermag voor hulle wat nader kom. En dan gebeur die wonderwerk, hoe die Here die see laat oopgaan, die Israeliete trek droog deur die see,
en daarna word die hele Egiptiese leermag in 'n oogwind uitgeroei deur die Here. 'n Wonderteken wat voor hulle gebeur. 3 dae, sê die skrif, 3 dae na die gebeure by die Rooi See, kom die Israeliete by 'n plek aan genaamd Mara. Hulle is dors, hulle is in die woestyn, hulle het nie meer water nie, hulle kom in opstand teen die Here. En dan wat doen die Here? Hy tree weer een op 'n wonderbaarlike wyse en hy laat die water wat ondrinkbaar is, drinkbaar word. Die bitter water maak hy drinkbaar. Hoofstuk 16 lees ons dat die volk het begin honger word. Daar was nie baie kos in die woestyn gewees nie. Weereens lees ons tree die Here in. Die een oggend word hulle wakker, toe hulle buitekant hulle tente kyk, is daar kos wat die Here uit die hemel uit vir hulle voorsien het. En van daardie dag af, op 'n daaglikse basis, het die Here hulle begin versorg, het hy vir hulle kos gegee. In hoofstuk 17 lees ons, word die volk weer dors. Weereens tree die Here op 'n besonderse wyse in, en gee hy vir 'n genoegsame water uit die rots. So ons het al hierdie gebeure, van hoofstuk 7 deur, tot by hoofstuk 17, waar God die heeltyd sy alomteenwoordigheid, sy almagtigheid, sy liefde, sy omgee, sy beskerming, sy versorging en sy leiding teenoor hulle demonstreer. Dis wat hierdie gedeelte van Exodus, van die Ou Testament, so 'n opwindende gedeelte maak in die Bybel om te lees. Maar, saam met hierdie opwindendheid, is daar ongelukkig ook groot hartseer te vind in hierdie gedeelte. Want jy sien vriende, ten spyte van al hierdie Godsopenbarings en al hierdie wonders en tekens wat die Here verrig, het 'n mens hier te doen met 'n volk wat wanneer gekonfronteer met nuwe uitdagings, sodra hulle versoek word met nuwe moeilike uitdagende omstandighede, dan begin hulle in God twyfel. Dan met eens begin hulle weer van vooraf die vraag vra, maar is ons God nog met ons? Is ons God nog by ons? Is ons God nog vir ons? Hoekom het ons nie eerder in Egipte agtergebly nie? Daar het ons ten minste kos gehad, daar het ons ten minste water gehad. So elke keer as 'n nuwe uitdaging oor hulle pad kom, 'n nuwe versoeking hulle in die gesig staar, dan begin hulle twyfel in die Here. En dit ten spyte, lees ons van 'n wolkkolom en 'n vuurkolom wat konstant by hulle was, reeds van hoofstuk 13 af. Met ander woorde, hulle het hierdie Godsopenbaring konstant bo hulle in die dag en in die nag. Hulle het konstant al hierdie gebeure, wonders en tekens wat rondom hulle plaasvind, maar ten spyte daarvan, sodra hulle met 'n nuwe uitdaging gekonfronteer word, dan is dit asof die volke geheue verlies ondergaan. Dis met eens asof hulle net daar in daai oomblik vergeet van alles wat die Here hulle tot nou toe meer gehelp het. Dis asof die gebeure tot nou toe, die wondertekens, die openbarings tot nou toe, asof dit nie meer tel nie, asof dit nie meer geld nie. Met eens staar hulle self vas aan hierdie nuwe uitdaging en met eens begin hulle twyfel. En die Here se identiteit, in sy werking, in sy teenwoordigheid, in sy beloftes, alles raak vir hulle met eens weer 'n grys area, vaal area van voor. En dit is interessant, soos wat 'n mens deur hierdie hoofstukke lees ons herhaaldelik hoe hulle in tye wanneer hulle uitdagings ervaar, hoe hulle begin in opstand kom, hoe hulle begin rebelleer, nie net teen Moses nie, maar ook teen Aaron. En soos wat die uitdagings kom, is dit asof die in opstand kom, die rebellering raak met elke gebeurtenis al hoe erger, al hoe groter. Hulle is al hoe meer kwaad vir Moses en al hoe meer kwaad vir Aaron en terselfdertyd ook al hoe meer kwaad vir die Here. En dis asof dit 'n tipe van 'n klimaks bereik. Hierdie opstandigheid, hierdie rebellering, dis asof dit 'n tipe van 'n klimaks behaal, 'n hoogtepunt begin behaal hier in Exodus 17
waar die volk vir die eerste keer gekonfronteer word met 'n vyand teen wie hulle moet oorlog voer. Nou kom ek verduidelik vir julle kortliks die konteks van Eksodus 17. Die volk, weet ons, was op hierdie stadium besig om te trek deur die woestyn na die Sinaïberg. Hulle was die hele tyd besig om te loop. Dag en nag het die Here voor hulle uitgegaan, in die dag in 'n wolkkolom, in die nag in 'n vuurkolom, hulle was die hele tyd besig om te beweeg. Maar, soos wat, ek weet nie wie van julle volg die Tour de France nie, die fietsryers vir daar so baie dae vir 'n maand lank deur die verskillende dorpe van Frankryk ry, soos wat in die Tour de France gebeur, baie van die fietsryers kan as gevolg van die konstante uitdagende paaie wat hulle moet ry, omstandighede wat hulle moet beweeg, kry jy dat van die fietsryers begin agteruitsak. Hulle kan nie meer by die bondel wat hulle die peloton noem, bly nie. As gevolg van ouens wat vinniger ry en of opdraande stref, ensovoorts, begin van hulle agteruitsak. Hulle kan nie meer by die groep bly nie. En dis presies wat in hier in Eksodus 17 begin gebeur het met die volk. Omdat hulle so konstant aan die trek was, het daar van hulle begin sukkel om by te hou aan die agterkant. Jou siekes, jou krepeles, jou bejaardes, jou kinders het moeg begin raak, dan van die ouers begin agterbly om saam met hulle te stap. Van hierdie Israeliete se diere kon nie by die pas hou die heeltyd nie. Hulle het begin terugsak, hulle het begin uitval. Met die gevolg dat die eienaars van die vee dan ook maar stadiger begin loop om by die pas van die diere wat die diere kon hou dan saam met hulle te bly loop. So jy het van die Israeliete begin agteruitsak. En dan toe lees ons beweeg hulle deur 'n area wat aan die Amalekiete behoort. Nou ons weet nie presies wat hierdie oorlog veroorsaak het, wat dit geïnisieer het nie. Ons weet dat die Amalekiete vorm die nageslag van Esau. Ons weet dat daar 'n vyandigheid was tussen Israel en die Amalekiete wat terugstrek tot in die tyd van Jakob en Esau. Dit kan dalk wees, onthou is woestyn, dat die Amalekiete hulle waterbronne wou beskerm. Wat presies die rede was, wat die Amalekiete laat besluit het om op te trek teen Israel, weet ons nie. Wat ons wel weet is, hulle het oorlog verklaar teen Israel en hulle het hulle gaan aanval. Maar nou kom die interessante gebeurtenis. Hoe val hulle aan? Hulle het nie vir Israel reg van vooraf aangeval nie. Hulle het van agteraf gekom. Hulle het van agteraf gekom en hulle het daardie Israeliete geteiken wat begin terugsakke. Wat nie kon byhou by die hoofgroep nie. Die siekes, die krepeles, die bejaardes, die vrouens en die kinders, die diere. Daar het hulle van agteraf ingehaal en op 'n gruwelike wyse een na die ander begin vermoor. En dit lees ons in Deuteronomium 25 vanaf vers 17, waar daar staan, jy moet onthou wat Amalek jou aangedoen het, toe jy uit Egipte getrek het. Hy het jou van agteraf aangeval, toe jy moeg en uitgeput was, en hy het almal wat nie kon byhou nie, om die lewe gebring, sonder om hom aan God te steur. Wanneer die Here jou God jou die oorwinning laat behaal, het oor al jou vyande rondom jou, en jy rustig woon in die land wat die Here jou God aan jou gee, as jou eiendom, en jy dit besit, moet jy die naam van Amalek van die aarde af uitwis. Jy mag nie vergeet om dit te doen nie. So Deuteronomium 25 skets vir ons baie mooi, presies wat dit daar gebeur. Met ander woorde, die Amalekiete val vir Israel van agter af, en hulle teiken almal wat agter begin uitsak, en dit lei daartoe. Nou kan julle vir julleself dink, dat die volk weer eens in opstand kom, toe hulle sien wat met hulle geliefdes, met hulle vriende, met hulle familie, met hulle vee begin gebeur.
Julle kan julleself indink hoe het hulle daar weer in 'n situasie ingegaan wat hulle kwaad geraak het vir Moses, wat hulle kwaad geraak het vir Aaron, wat hulle kwaad geraak het vir die Here, en hoe hierdie vrae weer na vore begin kom het, van, hoekom het ons nie eerder in Egipte gebly nie? Is God nog vir ons? Is hy nog by ons? Ek dink as daar 'n punt was, wat hulle werklik bitter naby daaraan was, om hierdie twee leierfigure van Israel te stenig, was dit daar. Weens hierdie gebeure, wat aan die agterkant van hulle trekproses besig is om plaas te vind. Maar vriende, hier gebeur die wonderlike. Ons lees dat ten spyte, of eerder, kom ek sê weer, ons lees dat net soos tevore, met elke uitdaging wat die volk ervaar het, of dit nou was weens die slawerny in Egipte, of dit was weens die vasgekeerde gevoel by die Rooi See, of die feit dat hulle dors was by Mara, en of hulle nie kos gehad het nie in hoofstuk 16, en of hulle weer dors geraak het in hoofstuk 17, ons lees dat die Here net soos elke keer van tevore weer intree. En hoe hy weer eens sy almagtigheid en sy alomteenwoordigheid en sy liefde en sy omgee vir sy volk kom wys. Nou dis belangrik dat ons net vir mekaar noem, ons gaan nie vandag uitkom by Moses en die rol wat hy vervul het bo op die heuwel en met die hande en die staf wat hy in sy bokant sy kop moes uithou nie. Dit kom later in 'n reeks. Die belangrike van vandag, die klem op van vandag se fokus, is die feit dat die Here net soos tevore weer eens ingetree het en homself uitgebeeld het. Die Godsopenbaring vertoon het, nie net teenoor Israel se vyand nie, maar weer eens vir Israel self in die bevoorregte posisie geplaas het om die almagtigheid van God te ervaar. En net weer eens daaraan herinner te word, dat die Here is altyd by hulle. En weet jy wat, vriende, as ek hierdie video so kyk, wat ons net nou gaan kyk, en ek lees deur hierdie gedeelte, kan ek nie anders as om die twee met mekaar te verbind nie. Want net soos wat die jong leeu op die toneel verskyn het, en die ou verswakte leeu se lewe gered het, net so lees ons in Eksodus, het die Here vir Joshua, die jonge Joshua, saam met die manskappe gestuur, om hulle wat aan die agterkant van die trekproses doodgemaak te word, die verswaktes, die siekes, die krepeles, te verlos, om hulle lewens te red. Daardie bewys God weer eens, tot in vandag se dae, dat hy altyd by sy volk is, dat hy altyd vir sy volk is, en dat sy liefde, sy omgee, sy versorging, sy beskerming, sy almagtigheid, sy alomteenwoordigheid, nooit sy kinders verlaat nie, maar hulle altyd vergesel. Ek sluit af. As ons die brug moet slaan na 2025 toe, glo ek almal van julle sal met my saamstem, ons bevind onsself in 'n wêreld oorlaai met allerlei daaglikse uitdagings wat ons in die gesig moet staar. En dit gebeur dat ons vanuit ons sondige natuur, net soos die Israeliete, baie keer ons oë afhaal vanaf die wolkkolom en die vuurkolom wat die heeltyd konstant hier by ons is, dat ons baie keer ons oë laat dwaal weg van al die wonders en die tekens wat die Here rondom ons doen om vir ons te wys dat hy met ons is, en dat ons weens ons sondige natuur baie keer in die slaggat trap om te begin vasstaar eerder teen hierdie nuwe uitdaging. Dat ons onsself baie keer begin vasstaar teen hierdie nuwe situasie wat ons nie weet hoe ons deur dit gaan kom of oor dit gaan kom nie. En dan gebeur dit met ons as mens ook, dat al het die Here vir ons so baie keer al gehelp in die lewe tot nou, dit is asof ons daarvan vergeet, dit is asof ons geheueverlies ondergaan. En hoeveel keer het ons as kinders van die Here nie ook al in tye van uitdaging begin vra,
Het die Here my nog lief? Is die Here nog by my? Is die Here nog vir my? Is daar nog 'n doel daaraan om aan sy hand vas te hou? Moet ek dit nie eerder maar laat gaan nie? Ek dink die bemoedigende boodskap wat die Here vir ons wil bring, geld nog steeds vandag, en ek sluit af met 2 punte. Nommer 1, as ons gaan kyk na hoop, wat die profete by die volk tuis gebring het in die tyd van ballingskap, wat was die model wat hulle gevolg het? Hulle het vir die Israeliete gesê, om hoop te hê vir die toekoms, kyk oor jou skouer terug, na wat die Here al vir jou gedoen het tot nou toe. Sien hom in jou verlede, sien sy hand, sy teenwoordigende hand in jou verlede duidelik raak. Sien sy heilige, goue voetspore langs joune in die stowwerige lewenspaadjie wat jy tot nou toe moes stap. Sien dit raak. Tot nou toe was jy vir geen oomblik in jou lewe ooit alleen nie. Onthou jy al daai kere wat jy trane gehad het? Onthou jy al daai kere wat jy slapelose nagte gehad het? Onthou jy al daai kere wat jy 'n gevangenes van bekommernis of vrees of benoudheid? Het jy gesien hoe jy deur elke tydperk gekom wat jy gedink het, daar's nie 'n manier wat ek dit gemaak nie? Sien jy die Here se hand? Daai einste God wat tot nou toe hier vir jou was, gaan ook vir jou in die toekoms vergesel. En dit was die boodskap wat die profete konstant, die een na die ander, die groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel, die klein profete, almal dit die heeltyd by die Israeliete in ballingskap wou tuis bring. Moenie moed opgee nie, moenie hoop verloor nie, moenie geloof verloor nie. Jy kan bly hoop, vertrou en glo, want as jy terugkyk, gaan jy sien hoe die Here jou gehelp het tot nou toe. En hy sal saam met jou gaan. Daarmee saam, vriende, wanneer ek en jy gekonfronteer word met nuwe uitdagings, moet ons die woorde wat Moses gespreek het teenoor die Israeliete by die Rooi See weer in ons gedagtes hoor. Ons moet dit vir onsself sê. Toe daai volk daar by daai Rooi See staan en hulle besef, hier's geen uitkomkans vir ons nie, het die Here vir hulle gesê, bly julle maar kalm, Eksodus 14 vers 14, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En ek beloof vir julle, dat Moses het hierdie einste woorde in Eksodus 17 weer eens vir die volk gesê. Toe hulle die Amalekiete sien in die agterkant en die skare wat hulle aanrig, beloof ek julle dat Moses het weer hierdie woorde vir hulle gesê, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En daai woorde het nie gestop, daai bemoediging het nie gestop aan die einde van die boek Eksodus nie. Daai bemoediging het nie gestop aan die einde van die Ou Testament nie. Daai bemoediging het nie gestop aan die einde van die boek Openbaring nie. Daai bemoedigende woorde geld vandag nog vir elkeen van ons. Wanneer ons gekonfronteer word met 'n uitdaging, wanneer ons nie weet hoe ons vorentoe moet gaan nie, onthou die woorde wat Moses, die dienaar van die Here, vir die volk gesê het, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En nou wil ek vir julle met die mooiste beeld afsluit, wat vir my die wow was, as ons dink aan die video van die leeu, en ons blaai na die boek Openbaring, met watter beeld word ons verlosser in Openbaring 5 vers 5 uitgebeeld. Die leeu van Juda. Die leeu van Juda het die Vader gestuur met die presiese doel, die einste doel, om elkeen van ons wat die lewe eintlik verswak het, wat eintlik nie toegang mag kry tot die ewige lewe nie, wat eintlik veronderstel is om te moet sterf, daai leeu van Juda het gekom om vir my en vir jou te kom red. Hy het op die toneel kom verskyn. Hy het die sonde nie net verdryf nie, hy het die sonde oorwin, sodat ek en jy kan leef. Sodat ek en jy 'n toekoms kan hê. Die leeu van Juda.
mag dit vir elkeen van julle. Maak nie saak wat se uitdaging oor jou pad kom nie, maar mag dit vir jou die faktor wees, die aspek wees, die anker wees waarna jy gryp, waarna jy vashou. Die wete dat my God, jou God, ons God is altyd by ons. Dag en nag. Amen. Here, baie dankie vir vandag se bemoedigende boodskap. Dankie dat ons kan weet dat die God van Eksodus 17 is steeds die alomteenwoordige en almagtige, liefdevolle, versorgende, beskermende, omgeende wolkolom en vuurkolom wat selfs in die jaar 2025 steeds by elkeen van ons is. Dankie vir die wonders en die tekens wat ons konstant hoor wat rondom ons gebeur as bewys daarvan. Ons is jammer, Here, as ons baie keer u teenwoordigheid en die heerskappy en die onderhoud bevraagteken. Ons is jammer dat ons wanneer gekonfronteer met 'n uitdaging so maklik u teenwoordigende en helpende hand van die verlede vergeet. Ons is jammer dat ons baie keer twyfel, maar kan u hierdie nuwe uitdaging voor ons, kan u ons help om dit te oorkom? Ja, Here, ons weet u kon A, B en C kan u ons mee help, maar D is nou iets niets. Is u waarlik groter as dit? Dankie, Here, dat u skrif vir ons net daai vraag so duidelik kom antwoord dat niks, maar niks te groot is vir u. Dat u in beheer is oor alles. Veral daardie uitdagings wat ons baie keer so mismoedig en bedroef maak. Daarom bid ek, Here, dat u in besonder by elkeen van ons sal wees. U ken ons tot in ons diepste wese. U weet wat is daardie ding of dinge waarmee ons op hierdie stadium stoei. Daardie vraagtekens, daardie uitroeptekens wat ons slapelose nagte gee, wat ons met ons hande in ons hare laat sit. Ons bid, Here, mag ons u heilige alomteenwoordigheid en almagtigheid konstant in ons lewens bly ervaar. Seën ons waar ons hiervandaan terugkeer na ons huise, 'n nuwe week ingaan. Behoed en bewaar ons, as ook ons geliefdes. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Terwyl daar geleentheid gegee word vir die opneem van die kollekte, gaan ons nou die video saggies speel. Vir die wat kyk by die huis, ek gaan my bes probeer om dit ook te koppel aan die opname, mits YouTube se copyright dit nie verhoed nie. Baie dank. As they mature, young males begin to explore the boundaries of the pride's territory. Red has ventured out alone. And blundered straight into the middle of the hyena clan. He's trapped by over 20 of them. The pack tries to wear him down. This number of hyenas could kill him.
It's impossible to fight them all at once. He can't keep them at bay for much longer. He's tiring fast. His ally, Tartu, has heard the commotion. Now the odds have changed. Even for 20 hyenas, a pair of male lions is too much to take on. Red is lucky.